So my tema vanoggend, as jy by ons inskakel, welkom, hartlik welkom by Enduio Familiekerk, en ek glo jy geniet hierdie reeks. Hier is die paradoks, ek is opgewonde oor vanoggend se preek, maar die tema is die groot ongeluk. So ek is opgewonde oor die ongeluk. Maar die guns van God wat soms vir ons voel, soos 'n ineenstorting, alles wat net nie sin maak nie. Ons kyk vanoggend na Lukas 1 vers 30, jy kan ook daarna gaan kyk, en as jy dalk soos ek van 'n hardeband Bybel gebruik maak, asseblief lees saam met my, maar moet asseblief nie nou op sosiale platforms gaan en met ander goed distrek raak nie, wees deel van dit wat God ook vanoggend in jou lewe wil doen. Ons praat oor hierdie karakter Maria. Ons gaan net vanoggend so 'n bietjie 'n venster probeer oopmaak oor wat het in haar lewe gebeur en wat was hierdie kruispad ervaring, hierdie botsingplek wat sy moes deurgemaak het. En ek glo jy ontdek ook, jy sien ook, jy beleef ook wat God vanoggend in jou hart oopmaak. Vandag, as ek met jou praat oor daardie gevoel wat ons almal baie goed ken. Dis daardie oomblik wanneer jou droom en jou vrees mekaar die hand gee. Dis wanneer die geleentheid van 'n leeftyd, het jy al vir iemand gesê, hierdie is 'n geleentheid van 'n leeftyd. Kan ek gou sien? As dit bots met die vrees van 'n leeftyd. Daai magties, wat nou? Wat gaan ek nou doen? Dit lyk so verskriklik, dit lyk so oorweldigend. Jy kry die bevordering en dan dink jy onmiddellik, o jene, ek kan dit nie doen nie, dis nie in my vermoë om dit te kan doen nie. Of jy ontmoet daar die wonderlike mens, en jy dink, dit gaan nooit hou nie. Wanneer gaan hy uitloop? Wanneer gaan sy uitloop op my? Of dis dalk 'n bediening wat God in jou hart gee om te doen, en jy dink, ek is net nie goed genoeg vir daardie bediening nie. Nou ek het spesifiek hierdie bord, Respond to God's Call, vir jou uitgehaal, Colossians 3:23, whatever you do, do it enthusiastically, as something done for the Lord and not for men. Entheos, enduio, dis waar die woord enduio, sy terugverbuiging het na entheos, is waar enthusiastic vandaan kom, wat ons vir God doen ons enthousiasties. So ons fish vir mense, dis hoekom mense se name op daai bord is. Ons gaan fish mense, ons gaan haal hulle buitekant aan die wêreld, en dit beteken nie noodwendig jy was in die wêreld, jy was dalk net in 'n ander kerk, jy was dalk net op 'n ander plek. Maar dan gaan haal ons jou, en wanneer ons jou gaan haal het, dan wil ons jou toerus, en as ons jou toerus, dan maak ons gebruik baie sterk van ons one-to-one boekie. Dis waar ons jou nooi om in 'n klein groep deel te wees, en te ontdek wie is God, en waaroor dit gaan. Hier is die interessantheid. As jy vir mense vra, praat met my oor wie is God vir jou. Gaan toets jouself voor die spieël. Dan raak jou sinne op binne 30 sekondes. En is eintlik verskriklik om te dink, ons wil vertel wie God is, ons wil praat oor Jesus, ons wil vertel van die Heilige Gees, maar ons ingeligtheid, hoe ek toegerus is eintlik verskriklik nominaal. Ek vra jou, raak deel van dit en gaan rus jouself toe. Maar wanneer ons onsself toegerus het, dan is daar 'n derde faset, fish, equip, en dan sê ons respond. Respond to God's call in your life. En jy word so oorweldig deur die vrees, deur die geweldigheid, die grootheid van dit wat jy partykeer moet doen, dat jy eintlik dan wil weghardloop daarvan af. Miskien is dit 'n besigheid wat jy moet loods, 'n moeilike gesprek wat jy moet voer. Iemand wat jy moet vergewe. Iemand wat jy moet vryspreek. Iemand wat jou bitterlik te nagekom het. En dit draai eintlik so 'n knoppie in jou maag. Jy kry so butterflies, nie met jy verlief is nie, maar om daar iets anders in jou binneste gebeur. Ons was almal al daar. En niemand in die geskiedenis het hierdie botsing, hierdie oomblik van vrees en guns so intens, so dinamies ervaar as die jong dame van Nasaret, Maria. Miskien kyk jy na jou eie situasie en sê, jy verstaan nie wat ek deurgaan nie, dis baie meer intens as wat Maria beleef het, maar kom ons kyk na wat met haar gebeur het. As jy in die skrifgedeelte gaan kyk, dan verskyn daar die engel Gabriël aan Maria, en
En die engel daag op, en ek weet nie van jou nie, maar as engel in jou huis opdaag, in jou sitkamer, kan ek net gou eerlik aan sien, wie gaan ook bietjie skrik, kan ek net gou sien. Ek is 'n bankbroek, julle, as ek hoor as iemand buite kan, dan roep ek my 1 kilogram hondjie en sê ek, vat hulle. Maar die engel daag op. Ek het al so ervaring gehad, dit is 'n geweldige, groot ervaring om in jou binnekamer te sit en jy ervaar hier soos die teenwoordigheid van God se Heilige Gees. En die eerste woorde wat hierdie engel Gabriël vir Maria sê is, hy sê, moenie bang wees nie. Daar's 'n rustigheid, 'n vrede wat oor jou kom, wanneer jy weet, nou is dit God se Gees wat met my praat, en dit is nie my eie woorde nie. In die boodskapvertaling staan daar, die engel het haar egter gou gerus gestel. Moenie bang wees nie, God het 'n wonderlike verrassing. Die 83 praat van, ek het guns gekry by die Here. Dis nie net 'n geskenkie nie, dis 'n groot verrassing. Dis die guns van God, die onverdiende, die gunste geliefde, die God wat opdaag in jou lewe, en wanneer God opdaag, en hy met jou praat, dan wil ek jy met iets verstaan van, dit wat jy dink kan nie, verander God na, dit kan. Dit wat jy dink onmoontlik is, verander God na, moontlik. Dit wat jy dink, dis te groot en te geweldig, kom daar 'n rustigheid in jou gees, en jy sê, ek gaan nie vrees nie. Hier is die teses vir jou lewe vandag. Kerk, luister mooi wat ek vir jou sê. Net omdat dit 'n geskenk van God is, jy kan dit invul in jou aantekeninge, beteken nie, dit gaan jou nie doodbang maak nie. As partymal goed wat gebeur, wat jy net voel, dit is so groot, dit is so oorweldig, maar God kom en hy sê vanoggend vir jou, miskien moet jy by 'n plek wees waar jy sê, Here, dit is regtig groot, dit is te groot vir my begrip. So kom ek skep gou vir jou die konteks van wat hier gebeur het. Het ons net so 'n bietjie dink oor hierdie onverwagte geskenk wat Maria ontvang. Die toneel is hierdie jong dame, sy's verloof. En in daardie dae was verloof 'n baie bindende kontrak. Daar was groot reperkusies, veral omdat sy 'n maagd was, en sy met hierdie aankondiging moes kom na die wêreld, en ook veral na Josef. Sy is waarskynlik besig gewees met haar trouplanne, sy was besig om opgewonde te wees, sy het ook Facebook en Instagram gebruik om te wys vir almal, ek is verloof. Ek weet ons doen dit nie, maar die ouens daar in 'n ander stad, hulle doen dit. En dan daag die hemel op. God stap in. Tel ervaar wanneer jy dink, nou is jy op pad met iets, en nou is jy besig om goed in plek te laat val, en jy die skrip geskryf, dan in 'n oomblik kom God en hy verander dit. Die Heilige Gees wat dalk jou prompt om vir jou te sê, daar's iets wat moet gebeur. Daar's iets wat in jou gees begin te roer. En die engel Gabriël verskyn en hy sê vir haar, God het jou uitgekies vir 'n spesiale taak. Jy gaan binnekort verwag. Nou julle, ek is 'n man, ek beloof jou. Ek weet nie hoe 'n vrou moet voel as sy moet dink, jy sê engel vir haar, sonder daai oomblik gaan jy verwagtend wees. Dit was 'n verskriklike oomblik. Wat gaan die mense sê? Want dis die eerste ding wat ons vir mekaar sê, wat gaan die mense sê? Vergeet die mense, wat gaan Josef sê? Hoe de vet het dit gebeur? Daar was die kunsmatige inseminasie en allerhande goedjies wat dokters jou mee kon. Hoe op aarde, Maria, wil jy vir my sê, ek moet jou glo? Ja, maar regtig, het was die engel. Dink gou jou vir 'n oomblik in dit in. Wanneer God opdaag, wanneer God instap, dan verander alles. Nou stop net en dink saam met my oor dit. Die prentjie van hierdie Maria gebeurtenis was nie so mooi soos wat ons Kersfees elke jaar voorstel nie. Ons skets hierdie prentjie van 'n mooi ou skaapherderstalletjie met mooi beligting, sagte musiek. Ag, dis oulik, mooi liggies wat aan en af gaan, en is alles hierdie pragtige skets van wat in ons hedendaagse tyd gebeur.
Maar wat eintlik in Maria se dag gebeur het, was hier die rou, naakte, onopgemaakte plek waar sy die verlosser van die wêreld in die lewe moes bring. Wat die engel as 'n wonderlike geskenk noem vir haar, het eintlik gevoel soos 'n katastrofiese risiko. Het jy al so gevoel? Here, wat ek nou deurmaak, lyk nou nie vir my lekker nie. Dit is nou nie vir my eintlik aanvaarbaar nie. Maar dit is belangrik dat jy vandag sal verstaan. Ons is geneig om te dink dat as ons in God se wil is, dat alles altyd gemaklik gaan wees. As dit God se plan is, gaan dit vreedsaam wees, gaan alles net goed gaan alles net in plek val, en alles gaan net reg wees. Luister wat sê Jesaja 55 vers 8. Hy sê, my planne is nie julle planne nie, en julle weë is nie my weë nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my planne as julle planne. Maria se guns het gekom met 'n vrag vrees wat sy moes dra, omdat God se planne groter was as haar planne. As jou planne jou nie laat gryp na God nie, is dit dalk net nie God se plan nie. God se plan vereis of dit vra geloof. En ek wil vandag vir jou vra, kies geloof, kies om vandag te sê, Vader, omdat U met my praat, omdat daar iets in my gees resoneer, gaan ek kies om in geloof te staan en te doen dit wat God van my vra. Tim Keller sê, as jy 'n geloof wil hê wat sal hou, moet jy geloof hê wat getoets is. As Maria wat 'n maagd was, geboorte op haar eie kon vermag, sou sy dalk gedink het, ek het nooit vir God nodig nie. As dit wat jy moet doen, dalk in jou eie menslike vermoëns altyd is, het jy dalk net nooit vir God nodig nie. En jy loop so rond en jy begin so te dink, en jy begin so goed te doen, dat jy dalk dink, ek het nie vir God nodig nie. Luister, jou droom, wat God jou gee, is nooit net 'n alleen pad nie. God gee mense rondom jou, God gee jou man, jou vrou, jou kinders, jou vriende, om saam met jou te bid. God het die wyse manne vir Maria gegee, en hulle het opgedaag, en hierdie wyse manne, toe hulle instap met die goud, wierook en mirre, toe is dit die bewys van, jy's nie alleen nie, God wil hê, jy moet saam met mense, dit wat hy vir jou sê, moet jy mense gebruik om te doen, dit wat God wil hê jy moet doen. So die ineenstorting is, hoekom swig ons oor vrees? Omdat die geskenk wat God gee, dikwels 'n afbreek van ons vorige identiteit vereis. Goed verander. Jy kan invul, Maria moes haar reputasie verloor om haar bestemming te kry. Kan nie dink hoe dit moes klink. Die opdrag van Herodes is, alle babetjies onder 2 jaar moet doodgemaak word. Nou ek weet nie hoe jy daaroor sou dink of daaroor sou voel nie, maar as ek vir 10 jaar lank gebid het vir 'n seun, en hier kom my seun in my lewe, en Herodes kondig af, alle seuns moet doodgemaak word, ek dink ek sou geskreeu het, dat die wêreld my aan die ander kant sou gehoor het. Om te dink, jy gee jou seun prys, en jy sien, jy hoor hoe kappel is sy kop af, jy beleef dit, jy hoor die geskreeu van papas en mamas, en jy vlug met jou babatjie in jou maag, op pad na Egipte, want God het vir jou gesê, vlug. Dan is daar iets anders wat ons nie raak lees nie. Hoe lank is 'n vrou swanger? Kan ek gegee? Dis 9 maande se proses van vlug, en kom op 'n plek, en slaap oor, en sy word al hoe groter, en dit groei hier in haar maag, en wie van julle ken, of onthou jou vrou, toe sy op 8 maande was? Kan ek gou net sien? Dit was die wonderlikste tyd. Dit was die lekkerste oomblikke in die bed saam met haar. Nee? Ag, as sy so daai maag gee, dan sê sy, ek voel so opgewonde oor hierdie ding wat jy aan my gedoen het. Onthou julle dit? En hier's hulle, Maria en Josef, is hulle op hulle 4x4 roete,
lekker in die woestyn met 'n bakkie, né? Lekker aircon, slaan die yskassie oop, drink 'n lekker koeldrank, né? Dis 'n lekker tripie gewees, lekker in die woestyn. As hulle water nodig het, is daar 200 liter watertank, maak jy die kraantjie oop, drink lekker, dis soms so ijskoud, daar is so 'n stort wat jy kan staan en lekker. Sy was op 'n donkie. En ons lees dit nie kategories presies nie, but somehow in between this, it was for 9 long months. Verstaan wat hier gebeur het. Maria moes haar plan laat vaar het om God se doel te kry. Maria moes beheer prys gee om die Messias te ontvang. En ons hou nie daarvan nie. Dis nie vir ons lekker nie. Ek onthou jare terug in 2011 kry ek 'n droom, November, Desember maand, en ek staan op die oggend en ek gaan na Glenda toe en ek sê vir haar, ons was in Port Elizabeth en ek sien hoe staan die biddelbokse in ons gang af. En ons het van harte geglo, ons sou toe nog 22 jaar plus minus in bediening wees, en ons het van harte geglo, ons tree af in Port Elizabeth. Ons het ons tentpenne wyd geslaan, ons is lief vir mense, ons is mal oor die stad Port Elizabeth, ons love die see, en ek sien biddelbokse. En ek gaan na my vroukie toe, en ek sê vir Glennie, ek het 'n droom gehad, die Here sê, vat ons in 2012 hier weg, en dit gaan so wees. Sy sê vir my, jy kan maar gaan, ek bly net hier. Dit het ek 'n probleem. En al wat ek vir Glenda kon sê is, ek vra vir jou, gaan bid vir 3 dae. As ek by die huis inkom, is daar so stilte in ons huis. Haar deur is toe. En na 3 dae kom sy daai kamer uit. En haar oë is bloedrooi gehuil, en sy sê vir my, waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy vertoef, sal ek vertoef. Ek sal vrede kry in my hart, God het my gepraat. Dit maak nie altyd sin as God praat nie. En ons hou nie daarvan nie. Maar ons wil partymal die geskenk hê sonder die pyn. Ons wil die seëning hê sonder die offer. 2 Korintiërs 12:9 sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag kom tot volle werking, juis wanneer jy swak is. En dan as jy in die plan van God is, as jy voel, ek het geluister na die Here, kom ons hier in Benoni aan, en dinge gaan lekker, en ons kom in 2018, 19, 2020, en dis 'n woestyd, dis 'n moeilike tyd, dis 'n swaar tyd, en weet jy wat, gaan terug na die mandaat wat God gegee het, en die Here sê, nee, dis reg, dis waar ek jou wil hê, dis wat moet gebeur, ons gaan deur, ons gaan nie omdraai, ons gaan nie weghardloop, want luister, God gebruik jou swakheid, jou vrees, jou ineenstorting as die platform vir sy krag wat geopenbaar word in jou lewe. Daar's 'n aanhaling wat Erwin McManus sê, hy sê, God is nie op soek na mense wat gekwalifiseerd is nie, maar mense wat gewillig is om gekwalifiseerd gemaak te word. Maria was gewillig. Haar gewilligheid het begin by 'n plek van totale verwarring. Miskien is jy vandag in daai plek. Jy het die nuus gekry, en dit pas nie in by jou plan nie. Jy het gedink jy sou getroud gewees het, maar ding het nie lekker uitgewerk nie, en nou is jy enkellopend, of jy's dalk geskei, en jy het toe goed so beplan, en jy raak desperaat, en jy raak dalk kwaad, en jy's opgewerk in jou binneste, jy sou kinders sê, en die kamer is nog steeds leeg. Ek weet hoe dit voel. Ek verstaan dat jy deurgaan. Jy gedink jy gaan leierskap wees. Jy het gepraat oor jou besigheid en nou is dit toe. Jy het 'n kontrak verloor of daar 'n transaksie skeef geloop en dan dink jy, Here is nie tevrede met my. Die eerste ding wat die vyand kom doen is hy kom probeer in jou kop, in jou brein, in jou verstand kom bring hy 'n agterdogge. Miskien is dit net God wat nie van jou hou nie. Sê vandag, Here, ek weet U is met my. In hierdie kruispad wat jy stap, dat jy vandag vir God sal sê, Here, ek weet U stap voor my uit. Hoe het Maria van vrees na geloof toe geskuif? Sy vat die ek is verskrik oomblik en sy gaan sê, Here, ek is U dienaar. Ek is die dienares. Het gebeur dalk in 'n klein frase in jou lewe om net oor te gee aan die Here en te sê, Here, ek het soveel probeer, ek het soveel aangehou, ek het soveel op my eie dinge probeer doen. En God sê vandag vir jou, let go and let God.
kan jy dalk vandag vir jouself in jou binneste sê, I will just let go and let God. Dis die oomblik van oorgawe, dis nie passief nie, dis 'n plek waar jy in 'n aktiewe manier kom en sê, Here, ek het genoeg op my eie probeer. Dis wat ek laas Sondag oor gepraat het, dat jy uit 'n bootjie uitklim en jy sê, Here, ek gee oor aan U. Greg Rochelle sê, die wil van God is nie 'n versekeringspolis nie, dis 'n gevegsplan. Maria het besef dat God se guns op haar nie gebaseer was op haar omstandighede wat perfek is nie, maar op sy keuse. God het haar gekies. God kies jou. God is verheug oor jou. En nie omdat jy alles reg gedoen het, of omdat alles perfek is in jou lewe nie, maar sy plan wat hy geskryf het oor jou, wil God nooit van haar wegstap nie. Ons lees in Filippense 4 vers 6 en 7, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes aan God bekend, deur te bid en te smeek en God ook daardeur te dank. En die vrede van God, vrede, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou, omdat julle een is met Christus Jesus. Daai vrede wat Paulus van praat, wat sê, dit gaan my verstand te bowe. Oswald Chambers sê, geloof weet nooit waarin dit gelei word nie, maar dit die een wat lei, lief en ken hom, en ek wil bysê, en jy vertrou hom, jy vertrou God, vir dit waarmee jy besig is in jou lewe, al voel jy, Here, ek kan nie en ek wil nie. Maar jy het nie geweet waarin dit gaan nie. Sy het nie verstaan wat is die vlug na Egipte en wat het behels nie. Sy het nooit in haar lewe kon indink dat haar seun aan 'n kruis sou hang en dat hy die verlosser genoem sou word nie. Sy het die een geken wat die boodskap gestuur het en dis wat ek jou wil vra, dat jy daarin vashou en sê, Here, maar ek ken U en ek weet wat U vir my sê. So wat is jou Nasaret oomblik? Hoe lyk jou Nasaret oomblik? Wat is die plek in jou lewe waar God jou vra om iets onmoontliks te laat gebeur? God se woord is 'n lig op jou pad. Partykeer is God se lig wat hy vir jou gee, net so dat jy die pad nou voor jou kan sien. Dis nie 'n uitgewerkte pad wat daar die lig skyn en jy weet presies wat nou nie. En wanneer jy hierdie pad van God volg, net met 'n liggie wat skyn, dis dan om in daai plek vir God se hand vas te hou en te sê, Here, ek vertrou U, dat ek nie my voet teen 'n klip sal stamp nie. En wanneer hy liggie in jou lewe begin te skyn en jy agterkom, nou hou ek vas aan God en is God wat voor my uitstap, dis op daai ligplek, dis op daai oomblik wat jy dan agterkom, hy's regtig 'n lig vir my pad. So miskien moet jy vandag net by 'n plek wees waar jy sê, ek het nodig om iemand te vergewe wat dit nie verdien nie. Dis 'n bonatuurlike daad. Miskien is dit om oor te begin na 'n mislukking, en jy weet wat gebeur het, was seer en was pynvol, maar dit is 'n plek van 'n opstanding. Miskien is dit om ja te sê vir die roeping waaroor jy totaal onbekwaam voel, en om vanoggend te sê, ek luister om te reageer, to respond wat God van my vra. Romeine 8:31 sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God met jou is, as God saam met jou stap, dan sal hy jou pad vir jou verlig. Die vyand gaan altyd die eerste een wees, wat met leuns vir jou iets kom vertel oor jou toekoms. Vrees sal vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Vrees sal vir jou sê, jy is gediskwalifiseer. Vrees sal vir jou sê, God is kwaad vir jou, maar die engel sê presies die teenoorgestelde, jy het guns by God gekry. Hy het 'n verrassing vir jou. Daar's iets in stoor vir jou. En as God dan guns oor het vir jou, nie 'n toekomstige perfekte, 'n klaar weergawe van jou nie, maar die huidige, die verwarde, die effe deurmekaar, die effe, Here, ek is onkant gevang oor wat U nou in my pad vir my bring. God sien jou en God sê vanoggend vir jou, ek weet van jou. Levi Luskou sê,
die wil van God sal jou nie lei waar die genade van God jou nie kan onderhou nie. Jy het genade vir dit wat God jou voorroep. Jy het genade vir daardie gesprek. God sê jy het genade vir daardie geloofstap. Jy het genade vir die swangerskap. Jy het genade vir die kinders. Jy het genade vir voorsiening. Jy het selfs genade vir die chemoterapie wat jy moet deurgaan. Want God is in dit. So ten slotte, laat met my gebeur, Here, wat moet gebeur? Kan jy dalk vanoggend saam met Maria uitroep, Here, dis oukei. Ek aanvaar dit. Ek gee oor. Ek gee dit vir U. Dis nie 'n plek van, Here, as alles reg geval het en alles is in plek, dan sal ek glo is God wat met my praat nie. Dis daai regtige oorgawe, soos aan Maria, laat met my gebeur wat moet gebeur. Ek verstaan dit nie, Here. Dit voel riskant. Maak nie sin nie, ek is deur mekaar, maar God sê ek het guns oor jou. Ek gee oor aan U. Ek vertrou U met die verrassing wat U vir my instoor het. Wanneer jy so bid, breek iets. Die krag van vrees word verbrysel deur die teenwoordigheid van geloof. Dieselfde God wat sy skaduwee oor Maria gegee het, is dieselfde God wat sy skaduwee oor jou situasie laat sak. Hy's gereed, God is gereed om lewe te bring uit jou doodloopstrate. Hoop uit jou hopelose plek en 'n geskenk uit jou grootste vrees. Spreuke 3 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Ek wil jou vandag vra, moenie swig of weghardloop wanneer vrees instap nie. Sê vandag, Here, ek kies om in geloof te staan. Die God van die hemel, die God van die leerskare, die God wat 'n engel kan stuur, die God van Maria, die God van die leë graf, waarin ons op pad is met Paasnaweek. Hy het guns oor jou. Kom vanoggend na 'n plek toe en sê, Here, ek gee oor. Ek het genoeg probeer, genoeg my eie dinge probeer doen. Maar ek gee vanoggend oor dat God kan instap. En wanneer God instap in hierdie botsing van vrees en guns is in jou gees teenwoordig, dat jy net vanoggend sal sê, Here, dankie vir 'n kalmte en 'n vrede wat U my gee. Niks maak sin nie, ek verstaan nie die prentjie nie, maar God is deel van my lewe. Kan ek saam met jou bid? Terwyl jy oë toe is en jy net vanoggend sê, Here, ek het goed wat in my lewe gebeur en ek het U regtig nodig. Ek het nodig dat U sal instap en dat U die verandering sal bring en dat U sal kom om iets in my gees te laat draai. Iets in my hart te laat verstaan van God is in beheer. Wil ek jou vra, wil jy asseblief jou hand opsteek? Net sê, Here, hier is ek. Ek het U nodig. Dankie, dankie, dankie. Dankie. Sjoe, baie dankie. God kyk vanoggend na jou en God sê, ek sal opdaag. Ek gaan jou wys. Ek gaan jou wys hoe ek sake vir jou verander, hoe ek goed vir jou draai. Is daar nog iemand? Gee jou geleentheid. Well done, young man. Mooi daarachter. Mooi dat jy vanoggend kan sê, Here, ek gee dit oor aan U. Vader, U is in beheer. Ek gee jou laaste kans om te sê, ek wil toelaat dat God gaan doen wat hy wil doen. Dankie. Daar is nog hande wat nou opgegaan het. Here, ons kom na U toe vanoggend en ons sê, ons wil sing die hoogste eer, die hoogste lof kom U toe. Maar partymal is ons so verward en is ons so omgeslaan, ons weet nie wat met ons gebeur nie. Ons is partymal kwaad, ongelukkig. Maar ons wil vanoggend na 'n plek toe skuif waar ons sê, dit wat was, is verby, ons kyk nie meer daarna nie, maar ons kyk na die toekoms en ons hou vas aan U. U wat die een is wat sê, ek het 'n plan. En ek sien 'n groter prentjie raak. En ons wil vanoggend kies om aan daai plan te kom vashou. Here, ek bid vanoggend mense wat hulle hande opsteek en sê, Here, ek roep U in my situasie in.
Here, dat ons gaan sien en gaan ervaar hoe U net kom en dit vir ons laat duidelik word wat God se plan was. Ons plan is nie U plan nie. Ons wee is nie U wee nie. Maar wanneer ons vandag kies om te sê, Here, stap U vooruit, wees U daai lig vir my pad, dan sê ons vandag, dankie Papa Vader, dat U so in beheer is. Dankie Here, dat U so kom en ons hand kom vashou. En wanneer ons na 'n paar seisoene moet terugkyk, dan kan ons regtig sê, waarlik, God is met ons. Ons dankie daarvoor. Ek bid seën vanoggend oor mense se lewens, hulle omstandighede, goed wat hulle deurgaan, goed wat hulle voel. Here, ek bal my vuiste, want ek is moedeloos, ek het seer, ek het pyn in my liggaam, in my gees, in my gedagtes oor wat ek deurgaan. Bid ek vanmôre, Here, dat mense na U toe sal draai. Hulle hande net in U hand sal plaas en sal sê, Here, ek gee oor. Ek weet U is in beheer. Dankie dat U die een is wat vanoggend kom. Die genesing bring, die verandering bring, die herstel bring. Dankie dat U vanoggend die een is wat perspektief bring, dat ons vanoggend kan sê, Here, maak nie saak wat ons die geluide van mense rondom ons hoor nie. Ons kies vanoggend om na God te kyk. En ons dankie daarvoor. Ons hand is in U hand. En dankie dat ons weet, ons gaan deur hierdie kruispad met Jesus aan ons sy. Amen. Amen. Amen.